Goeiedag, baie welkom by Tabernaduis se aanlyn diens. Ek wil vandag met jou praat rondom die tema bewaar jou energie. Van die dag af dat 'n mens tot bekering kom, roep God ons om ons energie in te span in die werk van die Here. Daarom gee hy ook vir ons die energie. Hy sê dit in Handelinge 1 vers 8, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. Nou hierdie krag is die vermoë om te presteer. Dan roep hy ons, volg my, neem jou kruis op, jy moet sout wees, jy moet lig wees, jy moet my getuienis wees, gaan dan heen en maak disippels. Vir al hierdie genoemde sake wat ek nou net genoem het ons energie nodig om die koninkryk van die Here te dien. Maar ongelukkig is daar nie net energie wat ons ontvang nie, daar's ook energie wat van ons af weggeneem word. God beloof ons mos nou energie vir ons geestelike lewe. Dis wanneer die Heilige Gees oor ons kom. Vir ons emosies beloof hy ons energie. Hy sê, lees die woord, wag op die Here, sal nuwe krag kry, ook vir my liggaam. Ek sal hardloop en nie moeg word nie. Maar ons sielevyand wil ons energie steel. Maar dit is nie altyd die duiwel, as ek dit so mag noem, wat ons energie steel nie. Daar's baie ander dinge wat ons energie by ons kom steel. En my eerste punt is, moenie jou energie mors op die verlede nie. Moenie jou energie los op die verlede nie. As ek dink aan 'n man met die naam van Paulus, die apostel, hy's 'n man met 'n geweldige verlede. Hier in Filippense 3 beskryf hy homself, hy sê, as ek wil roem oor die mooi van my verlede, ek is op die 8ste dag besny, ek is 'n Israeliet, uit Israel uit, hy sê ek is sy stam van Benjamin uit, hy sê wat die wet betref onberispelik, is 'n fariseer, hy sê ek was 'n ywerhaar vir die wet, ek het mense vervolg. En dan kom hy tot die besef, al sy prestasies en sy foute in sy verlede, gaan net sy energie steel. Dan skryf hy hierdie besondere woorde, wat ek saam met jou wil lees, in Filippense 3 vers 14. Kom ons lees dit saam. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Daai woordjie vergeet is 'n werkwoord. Dan gaan hy aan, hy sê, ek strek my uit na wat voor is. Strek uit, weer die woord, werkwoord. En jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping in God, in Christus Jesus, van God in Christus Jesus. Hy sê, hy vergeet die goeders, hy strek hom uit, hy jaag daarna, om hierdie hoë roeping, nou hierdie hoë roeping van God in Christus, is 'n uitnodiging om aan 'n feesmaal saam met God te kom sit. By hierdie feesmaal saam met God, leer ons, wat het Jesus vir ons aan die kruis gedoen? Wat beteken dit vandag vir my en vir jou? Wat beleef ons? Onder andere, waar hy vir ons in Korintiërs leer, kyk, die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. So, Paulus wil ons motiveer om te sê, moenie so in die verlede lewe nie, vergeet selfs jou prestasies. Want hy het baie prestasies gehad. Hy sê, ek was 'n ywerhaar, ek het die wet geken, ek was 'n fariseer, ek was 'n toegewyde, dis my prestasie. Hy sê, vergeet hierdie dinge. Want hy sê, vir hom belangrik is, hy het hierdie goeders afgelê om Christus as wins te verkry. En dan kom hy aan in hierdie skrywer, hy sê, ek beywer my om kennis op te doen van wie Jesus is in sy opstanding. Dis waar sy energie is. 'n Mens wat net in die verlede lewe, en sy energie daar mors, kom nooit by 'n plek in die dag waar hy leef, en dit mag ek en jy wees, waar ons geestelik meer groei nie.
Maar ons het nie meer 'n doel nie, want die ou dae was beter. Vroeger dae was beter. En ons leef daar, en dan beteken ons eintlik niks vir vandag nie, en dan vergeet ons om vandag te fokus op Jesus Christus, die Seun van God, wie hy is, wat hy vandag in my lewe wil doen. So, die eerste belangrike ding is waar jy nie jou energie moet mors nie, is in die verlede. 'n man kom na Jesus toe, en hy sê vir Jesus, meester, ek wil u volg, en Jesus sê vir hom, jy moet nou, weet, jy sal 'n bietjie energie nodig hê, jy sal 'n prys moet betaal, ek het nie eers 'n blyplek nie, jakkals het gate, voëls het neste, ek het niks. Nou kom 'n volgende ou by hom en hy sê, Here, ek sal u volg, maar laat my eers my pa gaan begrawe, en sê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, as jy jou energie daar wil neersit, dan kan jy my nie volg nie. En die ander een sê, Here, ek sal u volg, waar hy ook al gaan, en dan sê die Here Jesus vir hom hierdie woorde. Kom, ek lees dit vir jou in Lukas die 9de hoofstuk, vers 62. En Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan, en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Wat sê hy? Die Here sê, jy's nie geskik vir die koninkryk van God, as jy heeltyd agtertoe kyk nie. As jy hand aan die ploeg geslaan het, kan jy nie agtertoe kyk nie. Nou daai woord geskik, wat nie geskik beteken, eerstens in verskoon die Engels, you are not well placed. Jy's nie op 'n goeie plek in jou lewe nie, jy's nie by 'n goeie plek nie, as jy heeltyd agtertoe kyk nie. Die Engels gaan aan, hy sê, jy fit nie in nie, jy pas nie in die koninkryk van God, as jy heeltyd agtertoe kyk nie. En dan sê hy eintlik, jy het nie waarde nie. Jy het nie die vermoë om met gesag te heers op aarde, as jy net daar in die verlede leef nie. Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter is. Jesus sê, as jy jou hand in die ploeg geslaan het, jy het tot wedergeboorte gekom. Jy's God se kind. Jy's 'n geseënde. Jy moet lig wees, jy moet sout wees, dan moet jy vorentoe kyk. Jy kan nie agtertoe kyk nie. Jy moet in hierdie dag leef. Die tweede ding, behalwe dat ek nie my energie moet mors in die verlede nie, moet ek nie my energie mors oor die môres nie. Ek gaan dit vir jou verduidelik. In die bergpredikasie kom die Here Jesus en hy sê hierdie woorde, Matteus 6 vers 33, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Soek is 'n doelbewuste aksie. Is 'n doelbewuste aksie. Dit is wanneer jy met die skrif begin werk, en die skrif word woord van God, rema in jou hart. Om die koninkryk te soek, en jou nie te kwel, en dan gaan hy aan, want hy sê, en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word, kwel jou dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Jy moet nie in die verlede leef nie, maar jy kan ook nie net in die toekoms, jy moet beplan vir die toekoms, natuurlik, jy moet spaar vir die toekoms, dis nie wat hierdie skrif nie sê nie, die muur sê, hy kom in die somer en hy maak by mekaar, sodat hy in die winter iets sê, jy moet beplan vir jou toekoms, jy moet beplan, maar jy moet nie jou kwel oor môre nie, jy moet in jou binnekamer inkom en 'n craving, wat is dit in Afrikaans, 'n honger hê na God en sy heerskappy, en jy moet die Here eerste sit, so jy moet soort 'n binnekamer ontmoeting vandag met die Here hê. Iewers het iemand gesê, 'n mens wat hom kwel oor môre soek net sy eie belange, dit moet môre met my goed gaan, en vergeet om te fokus op die koninkryk van die Here, die heerskappy van God in jou lewe, en dit wat God vir jou gedoen het, en vandag vir jou wil doen. God is in die dag. Hy is die groot ek is. Ja, hy was, hy gaan weer kom, maar hy is, ek is. En hy is die God wat vandag vir my en jou ons daaglikse brood wil gee. As ek my energie mors om my te kwel oor môre, en ek heeltyd dink, hoe gaan ek dit môre maak? Hoe gaan ek dit oorleef? En kom ons wees eerlik met mekaar. Elke mens
iewers in jou lewe, dan skrik jy in die nag wakker, dan dink jy, hoe gaan ek môre dit maak? Of jy gaan lê in jou bed, en jy's bekommerd oor môre. Nou weet jy, ek het deur die jare geleer, as ek my oor môre kwel, dan kan ek nie vandag met geloof in God leef nie, ek kan nie vandag die woord in my lewe toepas nie, want ek is, my gedagtes en my hele emosies word opgeneem oor my bekommernis vir môre. En dan beperk ek eintlik God om te sê, God het nie die vermoë om môre weer vir my daaglikse brood te gee nie. En ken die geskiedenis van waar die Here die manna gegee het vir Israel in die woestyn. En toe is daar van hulle wat gesê het, nee, ons moet maar vandag genoeg by mekaar maak, want môre gaan ons dit nie maak nie, en hoe die wurms dit opgeëet, wat God het gesê, net vir elke dag vars manna. God wil elke dag vir my en vir jou vars brood gee. Hy wil elke dag ons geloof opwek. Hy wil elke dag ons vertroue in hom opwek, dat hy die groot ek is, wat die herder is, wat jou vandag vir jou sal voorsien. Kom ek daag jou uit, om nie te verval in 'n lewe, wat Paulus die Efesiërs voor waarsku nie. Hy sê hierdie woorde, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die Heilige Gees vervul. Want as jy vervul word met die Heilige Gees, dan is daar energie in jou lewe, daar's krag in jou lewe, daar's die vermoë om te getuig, daar's die vermoë om heen te gaan in die dag waarin jy leef, en om die evangelie te gaan verkondig, en mense te gaan doop, en te dissiplineer, en om vandag 'n saak te maak, en betekenis te hê in die lewe. Maar baie mense, en dit het ek al baie gehoor, hulle sê, hy verdrink hom maar in die drank, oor die bekommernisse van sy lewe. Kom ons leer eerder, om nie in die verlede te leef nie. Want God wil vandag hê, as ons hand in die ploeg geslaan het, dan moet ons die koninkryk soek en dien. Kom, ons leef nie in môre nie. Kom ons leef vandag. Maar ek wil my haas in 'n derde punt vir jou noem, en daar's nog baie ander, maar moenie jou energie mors op mense wat jou nie ondersteun nie. Ek sal jou 'n voorbeeld noem. In 1 Samuel 17 stuur Dawid se pa hom daar na die gevegsterrein waar Saul en Abner en sy oudste broer in die oorlog is met die Filistyne. En die dag op die terrein op, en Goliat daag hulle uit. En hy hoor dit, en daar kom by hom 'n weersin dat hierdie onbesnede Filistyn God se mense so uitdaag. En toe Goliat dit doen, toe is almal bevrees en bang, en hulle praat onder mekaar, en hulle sê, die koning soek 'n man, een man, maar daar is niemand nie, wat sal gaan veg. En dan sê hy hom beloon, baie geld, sy dogter vir hom gee, en sy familie vrystel van belasting. Dawid hoor dit, maar dit was nie sy fokus, die geld, om seun te word van die koning Saul en belastingvry te wees. Sy fokus was op God, wat sy volk verneder word. En hy weet, hierdie God sal hom help. En hy vra, en terwyl hy vra, toe hoor sy broer dit. En sy broer kom na hom toe, en hy vererg hom bloedig vir Dawid. En hy sê vir Dawid, wat doen jy? Ek ken jou vermetelheid. Ek ken die bedrog en die oneerlikheid van jou hart. En ek ken jou nuuskierigheid, jy wil net die oorlog sien. En Dawid sê hierdie woorde, en ek lees dit vir jou in 1 Samuel 29 en 30. En Dawid sê, wat het ek nou gedoen? Ek vra maar net. En hy het by hom weggedraai na iemand anders en dieselfde woorde gespreek. Dawid mors nie sy energie om met sy broer te redeneer nie. Sy broer wil hom nie ondersteun nie. Sy broer ondersteun hom nie as die koning wat gesalf is om by Saul oor te vat nie. Sy broer deel nie sy drome nie. Sy broer deel nie sy passies nie. Ken jy die mense in jou lewe
Hulle wil jou afdruk, hulle praat jou af. As jy 'n droom het, dan praat hulle jou af. Hulle stel nie belang in jou nie. Dawid mors nie sy energie daar nie, hy spaar sy energie om sy fokus op God te sit. En vir Saul en vir Goliat te sê, die Here wat ek dien, hy gaan my help. My fokus is op hom. Sien jy, ek en jy is geroep om ons fokus op die Here te plaas. Ons fokus kan nie wees op wat mense om ons sê nie. Nie oor ons gisters nie, nie oor ons môres nie, en wat ander mense wat ons nie ondersteun nie. Kom ons fokus ons energie op die Here en die roeping, die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ek sluit af met nog een verhaal. Daar sit 'n man langs die pad en hy's blind. En terwyl hy in hierdie blindheid sit, hoor hy 'n klomp skare om hom. En hy hoor dit, maar hy kan nie sien nie. En hy vra, en hulle sê vir hom, dis Jesus van Nasaret wat hier verbykom. En hy begin uitroep, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Nou lees ek. Die mense om hom het hom bestraf. Ek gaan hierdie woorde vir jou lees in Markus 10. En baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly. Maar hy het al harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Hy redeneer nie met hierdie mense toe hulle hom stil maak en hom bestraf en sê, bly stil. Hy redeneer nie met hulle nie. Hy sê nie vir hulle, gee julle nie vir my om nie. Besef julle nie, ek is blind en ek is 'n bedelaar, ek kan nie sien en kan nie werk nie. Hy redeneer nie met hulle nie. Hy sit sy fokus op Jesus, wat hy weet, Jesus kan hom help. Jesus is die ene wat hom kan help om ontslae te raak van sy gisters. Want sy gister is vol smart en baie pyn en selfverwyd. Dalk is jou gister ook vol van hierdie goed. Jy neem jou kwaadlik oor 'n besluit wat geneem het. Vra vergifnis. Kom by die Here uit soos hierdie man. Hy het 'n verlede gehad. Paulus het 'n verlede gehad. Hy steur hom nie daaraan nie. Hierdie man sê, as julle my nie ondersteun nie, gaan ek self roep. En hy roep na Jesus. En ons ken die verhaal hoe Jesus gestop het en sê, hier's iemand wat my roep. Bring hom in. Toe wil hulle hom altyd om hom help. Geliefdes, moenie jou energie mors oor jou gisters. Dit's baie goed, wat jy niks daaraan kan doen nie. As jy verkeerde keuses gedoen het, verkeerde besluite, verkeerde woorde, verkeerde dade, vra om vergifnis. As jy jouself verwyd, vergewe jouself ook en gaan aan daarmee met jou lewe. Leef vandag, want God is die groot ek is. En derdens, moenie dat mense wat jou nie ondersteun, jou beroof van jou energie nie. Kom ek bid vir jou. Kosbare Here, dankie dat U ons leer, dat U vir ons energie gee. Dankie dat U ons leer dat ons U koninkryk moet soek en nie kwel oor môre nie. Dat ons onder U heerskappy moet inkom. Dat ons fokus op U moet wees. Dan sal U alles wat ons nodig het vir ons byvoeg. En Here, help ons om nie mense aan ons vas te bind en vas te maak wat ons nie ondersteun nie, maar eerder weg te draai na mense wat ons drome met ons deel, wat saam met ons die pad vorentoe wil stap, wat ons wil help om ons roeping uit te leef. Ek bid dit, Abba Vader, in die mooiste naam van die geliefde Seun, Jesus Christus, ons Meester en ons Here. Amen.